Dis weer tyd vir sielskoffie. Een van die dae is dit weer vakansietyd, waar elkeen sy rigting inslaan om te gaan ontspan. Party vlug see toe, ander berge toe, party gaan soek die Karoo stilte op, en van ons gaan verken dalk 'n hele nuwe wêreld oor see. Vakansie bly altyd 'n lekkerte om na uit te sien, met 'n opgewonde vooruitsig van skoene uitskop, afskakel en ontspan. Maar, hoe kom jy daar? Met die bus, 'n boot, vliegtuig, Uber of saamry geleentheid? Onmiddellik laat dink dit my natuurlik aan hoe maklik ons in 'n bus, Uber, boot of vliegtuig klim en tydens die rit heerlik ontspan, sonder dat ons die busbestuurder, vlieënier, kaptein of bestuurder ken. Vir ons is hulle vreemdelinge. Ek en jy koop 'n kaartjie met die vertroue dat daardie bestuurder, vlieënier of kaptein ons veilig sal bring tot daar waar ons wil wees. Hoekom vertrou ons so maklik 'n vreemdeling? Maar in ons alledaagse lewe sukkel ek en jy om God te vertrou. Dink so bietjie hieroor. Ons vertrou die wêreld om vir ons te gee wat hulle beloof, maar ons twyfel in God se beloftes aan ons. Elke openbare vervoerdiens gee my en jou die versekering dat hulle te alle tye hulle beste diens sal lewer om jou veilig by jou bestemming te laat aankom. Ek en jy neem hulle op hulle woord en daarom glo ons dat dit so sal wees. God maak ook beloftes aan my en jou. Hy beloof dat hy altyd by ons is, dat hy jou gebede antwoord en in al jou behoeftes voorsien. Hy beloof dat hy jou sal versterk en beskerm, dat hy jou sal rus gee wanneer alles onderste bo voel. God beloof dat hy jou vergewe en vrymaak van alle sonde en dat niks jou van hom kan skei nie. Hy beloof my en jou 'n ewige lewe en dat hy alle oorloë vir ons veg en uitsorteer. Vader se beloftes is soveel meer en kragtiger as wat die wêreld ons kan beloof. En tog glo ons die wêreld makliker as vir God. Kom ons begin om ook in ons alledaagse lewe te ontspan, omdat ons God vertrou en weet dat hy in beheer is. Want as ons vreemdelinge kan vertrou met ons veiligheid, hoeveel te meer sal ons nie die een wat ons toekoms in sy hand hou, vertrou nie. Ek en jy behoort aan God. Ons is syne, en as Papa sal hy aan jou en my elke belofte nakom. Hou op stres en jou bekommer oor alles en almal, en vertrou Jesus wat alles op die regte tyd vir jou sal laat uitwerk. Hy is die enigste een wat dit vir jou en my wil en kan doen. God is die enigste 100% betroubare bron wat te alle tye doen wat hy sê, en daarom kan ons elke tree vorentoe gee met genoeg geloof dat alles vir ons ten goeie sal uitwerk. Dankie, Here.